Die klein gemeenskap bestaan reeds 40 jaar, maar die beloftes van 'n beter lewe wat 20 jaar gelede gemaak is steeds net woorde van die verlede. Inwoners meen daar is van hulle vergeet. Ek was baie ontevrede met die huis van my wat nie eens 'n dak het nie, het nie eens 'n deur nie, het nie eens vensters nie. Dit is mos nie mooi die ding wat die mense doen nie. Ons kry swaar, ons rent en goed is op. En ons kry swaar, ons kry geld by die kliniek ook. Ons het nie krag, ons kry nie werkie, ons kry niks. Ons kliniek maak toe, ons kry honger, ons wat kinders wat siekte kry, alles, dat is werk as niks. Inwoners sê hulle hophuise word nie klaar gebou nie, straatligte word nie herstel nie, vullis word tot vir 'n maand lank nie verwyder nie en die rioolstelsel is om van skaam te kry. Die gemeenskap het 'n optog gehou aan die Nwate munisipaliteit. Hulle eis 'n antwoord op hulle eise binne 14 dae. Ons is nou moeg daarvoor om in hierdie toestande te leef. Sewage wat in die strate afloop, gate in die paaie, die begrafplase, hulle sportterreine gaan agteruit. Daar word niks gedoen nie en ek dink dit het nou tyd geword dat ons regtig waar daaraan werk en daadwerklik iets doen. Die munisipaliteit wou nie kommentaar lewer nadat die memorandum ontvang is nie, behalwe om te sê dat die dokument bestudeer sal word. Boonop beweer die grootliks bruin gemeenskap dat daar teen hulle gediskrimineer word en dat swart inwoners in die aangrensende woonbuurt voorkeurbehandeling kry wat betref dienslewering en munisipale aanstellings. Die gemeenskap is keelvol en sê dat omtrent 98% van die sowat 1200 inwoners nou DA-lede is. Tydens die optog het betogers luidkeels geskree: "Die mense sal regeer en die mense sal deel in wat hulle toekom." Karen Labeskagni, Een Nuus, Heilbron.